Vader, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom. Vader, om U naam te kan loof en prys. Om U naam te kan grootmaak, Vader. Vader, ek nooi U om vandag by ieder en elkeen te kan kom stil staan, Vader. U weet wat het ons nodig in ons hart. U weet waar kom ons tekort, Vader. Ek vra dat U ons sal elkeen optel, elkeen sal sterk maak. Vader, ons sal dra deur hierdie dag en hierdie dag wat kom, Vader. Sodat U ons sal sterk maak, dat ons kan alles weerstaan wat voor ons kom, Vader. Vader, ons bid dit ons wil nie, maar uit U wil alleen. Amen. Baie welkom vir iedereen en elkeen wat vanmôre hier is, vir wie ek nog geen hallo gesê het nie. En dankie vir die voorreg dat ek het vanmôre om die woord te kan bring. Sy gain is seker te hoog. Vanmôre wil ek graag oor ietsie praat wat op my hart gelê is. Hy wil nie. Wat op my hart gelê is en ek dink dit is tog maar iets waaroor ons almal mee sukkel. En dis kan soms 'n maklike ding wees om te doen, maar soms die moeilikste ding wees om te doen. En vanmôre wil ek met julle gesels oor vergifnis. Nou, vergifnis is 'n baie klein woordjie met 'n baie moeilike taak. So as ons kyk na die betekenis, wat beteken vergifnis? Ek meen, elkeen van ons gaan sê, gaan 'n ander betekenis gee vir ons. Maar waar dit op neerkom, soos wat die Woordeboek vir ons sê, om te vergewe of om vry te spreek. Om te vergewe of vry te spreek. Van iets wat negatief teenoor ons gedoen of gesê is. Daar's 'n bron wat ook sê, om die onvergeetlike te vergewe. Nou, hoe doen 'n mens dit? Ek meen, ons as mens, is nie altyd maklik om te sê, die spreekwoord vergewe en vergeet nie. Ek meen, ons is menslik. Ons kan dalk sê, ons vergewe jou, 'n maand later sien jy weer die persoon en onthou jy, maar die persoon het dit aan my gedoen, het ons dit werklik vergeet? As ons dit nie vergeet het ons werklik vergewe daarvoor? Of sê ons maar net, om ons hart te rus te stel, of daai persoon se hart te rus te stel, ons het hom vergewe? Dit is altyd so maklik vir ons nie. Ek meen, as ons vat 'n klein dingetjie soos, as iemand iets van ons steel, iemand ons bedrieg het dalk met iets, dis dalk maklik om te vergewe, dalk te vergeet. Wat as ons kom by moord? Selfs verkrachting. Ek meen, dit is nie iets wat ons maklik kan vergeet, nie waar nie? Maar ons as mens is dit moeilik. Maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons, wat beteken dit om te vergewe. Nou, daar's baie skrifgedeeltes wat ons na kan kyk. Ek het net so 'n paar na uitgehaal. So verskoon maar wat ek lees en wat op die bord is nie dieselfde dalk is nie. Dis nie dieselfde vertaling nie, maar dit kom op dieselfde neer. Nou as ons kyk in die woord, waar begin vergifnis? Wie kan vir my sê, waar begin vergifnis? By God. God was die eerste persoon, ons eerste voorbeeld, wat vir ons vergifnis gewys het. En hoe het hy dit gedoen? Deur liefde. Johannes 3 vers 16 tot 17. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Sodat ons kan vergewe word van ons sonde, sodat ons vrygespreek kan word van ons sonde. Dit is waar God begin het. Dit is waar hy ons vergewe het van ons sonde. En Jesus, sy seun, het daai paadjie gestap vir ons. Hy het sy Vader se voorbeeld gevat en daarmee gegaan. Ek meen, hy het daagliks vir ons gewys hoe om te vergewe, hoe om te vergeet. Hy het daagliks voorbeelde gebruik
in die Bybel, in die woord, om vir ons te wys hoe ons moet vergewe en vergeet. Nou, hier kan ons in die eerste plek sien hoe sterk was God se liefde teenoor Jesus en mekaar, dat Jesus God se voorbeeld gevolg het. As ons kyk na Lukas 23, vers 33-34, toe hulle by die plek kom, wat Kolbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, luister mooi, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy bootklere verdeel, deur daaroor te lood, uit te lood. Hier sê Jesus reguit, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. I mean, Jesus het aan die kruis gehang, op sy laaste, voor hy dood gegaan het. En nog steeds, het hy die liefde in sy hart gehad, soos wat God het betoon het, om te vergewe. En ek meen, wie van ons kan dit sê? Ek meen, nadat hy gemartel is, vals beskuldig is, en hy is geseëgel, hy het aan die kruis gehang, doringkroon op sy kop. Ek meen, as ons kyk na Jesaja 52 vers 14, soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik moes vorm was sy voorkoms. Sy gestalte nie meer van 'n mens nie. Dis hoe Jesus gelyk het, aan die kruis. Dis so erg hulle hom mishandel het. Ek meen, hy is gemartel so ver as wat hulle dit kon doen. Romeine het nie genade gehad daai tyd nie. As jy 'n misdadiger was en iemand iets lood aangedoen het, hulle het vir jou gestenig en hulle het vir jou gemartel. Alhoewel Jesus onskuldig was, het hulle dit nog steeds teenoor hom gedoen. Ek meen, hy was met 'n gesel geslaan. Die wat julle nie weet wat 'n gesel is nie, is 'n kort staafie met riempies aan. En aan elke riempie was daar hoeveel stukke yster en been vasgemaak. So met ander woorde, as hy geslaan was, het daardie yster en been vasgesit aan jou vel en is uitgeruk. En dit is met een hou. Hulle sê, Jesus het 39 houe ontvang. Ek dink amper nie so nie, die Romeine het nie genade gehad nie. Dit kan meer gewees het. Maar ek meen vir een hou, om daardie pyn deur te gaan, wat nog te meer van, soos hulle sê, 39 of meer te ontvang. En dis nie waar dit geëindig het nie. Ek meen, hy was gestenig en bestraf tot waar hy gekom het op Kolbeen waar hulle hom gekruisig het. So dit is nie maklik om deur daardie goed deur te gaan en dan te sê, waar hy in die kruis gehang het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek meen, wie van ons kan dit sê? Nie te min van, jy ry die oggend werk toe byvoorbeeld, taxi hier voor jou in, of 'n ander man hier voor jou in, jou dag is omgekrap. Vergewe ons daai persoon wat dit gedoen het, my hele dag is nou omgekrap. Net oor dit. Hy het ons nie eens geraak nie. Vergewe ons hom? Nie altyd, nie? Kom ons wees eerlik. Wen ons raak nou heel kwaad hier agter die stuurwiel. Om kwaad te wees vir iemand is ook nie om te vergewe nie. Want jou hele dag is nou omgekrap. Ons kan een persoon dalk nie vergewe nie. Vir hoeveel mense het Jesus aan die kruis gesterf? Hoeveel mense het Jesus gehang vir vergifnis? Vir ons almal. Jesus het altyd gedink aan ander mense, behalwe homself. Hy het gedink, wat kan ek doen vir iemand anders? Hoe kan ek die Here in God se naam groot maak deur om ander te help? Dis hoe God was. Dit is hoe Jesus was, want hy sy Vader se voorbeeld gevolg. Die Here het ons vergewe. Vergewe vir ons sondes. Vergewe vir wat ons dalk net gesê het teenoor ander mense. Ek weet die Bybel sê vir ons tong
is 'n twee kant snyende swaard, ekskuus. So, ons tong het baie krag. Ons kan baie seer maak. Partykeer meer as wat ons fisiese iets doen aan mense. En dit is moeilik om te vergewe vir daai persoon. As iemand leed teenoor jou sê of jou sleg sê, is nie altyd so maklik om daardie mense te vergewe nie, nie waar nie? En ons hou dit hierbo. Ons onthou so maklik as iemand vir ons sê, ja, maar jy's die en die en die, jy het die en die teenoor my gedoen. Ons hou dit baie maklik. Want môre oor môre kom jy weet teenoor daai persoon, maar jy het dit gesê, maar jy het dit gesê. So pas op vir wat ons sê. Ons moet baie versigtig wees, want dit is moeilik om sulke dinge te vergewe, nog minder te vergeet. Nou as ons kyk met Jesus se kruisiging, na die twee mense wat saam met hom gekruisig was, albei misdadigers, albei het iets verkeerd gedoen. Presies weet ons nou nie, maar hulle was gekruisig omdat hulle iets verkeerd gedoen het. Kom ons kyk na Lukas 23, vanaf vers 39 tot 43. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos Christus, of hoe? Red jouself en ons. Daardie misdadiger het geweet van God, het geweet van Jesus, maar dis teen een van daai wat hom ook gestenig het, wat hom nie goedgekeur wat hy gedoen het nie. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Hulle geval is dit geregverdig, want hulle het verkeerd gedoen. Ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. So met ander woorde, die een misdadiger bestraf Jesus en die ander misdadiger, hy ken jou moontlik vir Jesus. Hy weet wie Jesus Christus is. So, ons kyk na hoe hy vir Jesus Christus sy vergifnis ontvang het. Hy sê toe, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen, laat dit so wees. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So, hierdie persoon het van Jesus geken, hy het geweet Jesus kan hom vergewe, hy het geweet Jesus kan hom verlos, en op sy laaste het hy die besluit gemaak om Jesus aan te neem. En op die laaste het Jesus vir hom gesê, vandag sal jy in die paradys wees. En net so het Jesus hom vergewe. Hoeveel te min kan ons nie gaan na Jesus toe vandag en dit verwag van hom af nie? Want ons ken hom. Hy is ons Vader. Ons weet wat Jesus vir ons kan doen. Maar daardie man het verstaan, dit is wat Jesus vir hom kan doen. En hy het daai besluit geneem op daardie oomblik. So, al is dit, soos wat dit met hoeveel gevalle gebeur, wat ons al gehoor het, wat mense in hospitale lê, of by die huis lê in die bed op hulle laaste, en net daardie besluit maak, sodat Jesus hulle kan vergewe. Hulle word vergewe, as jy dit opreg bedoel. Jy word vergewe, en jy gaan na die paradys toe. Net soos hierdie misdadiger was. En ons moet dit bitter mooi verstaan. As jy opreg jou hart gee vir God, en opreg bedoel wat jy sê, sal dit so wees. Dit help nie net ons doen dit om goed te lyk, of om te sê ek het dit gedoen op my siekbed nie, dan gaan dit niks beteken vir jou nie. Dan gaan dit nie 'n werklikheid word vir jou nie. Maar daardie man het besef, Jesus hang daar as gevolg van hom, as gevolg van almal om hulle.
Verdien hy wat Jesus vir hom gedoen het? Verdien ons wat Jesus vir ons gedoen het? Ek meen, ons lewe in die wêreld, dit is moeilik, ons word mislei deur alles om ons. En Jesus het alles gedoen deur liefde vir ons. En ons wat in die wêreld woon, 'n sonde is 'n sonde. Of dit 'n klein sonde is of 'n groot sonde is, Jesus sien dit nie so nie. Sonde is sonde. As ons iemand sleg sê, per ongeluk, is dit miskien dalk 'n eerste keer, dalk oukei. Tweede keer, nie oukei nie. Want hoe meer jy doen, dan is dit nie meer per ongeluk, dan is dit opsetlik. Lieg ons dalk 'n klein wit leentjie, môre is dit 'n berggroot leuen. Oor en oor en oor. Tog sal Jesus ons nog steeds vergewe, as ons opreg terugkom na hom toe. Want die woord sê dit vir ons, hoeveel keer ons moet vergewe. As ons kyk na Matteus 18, vanaf vers 21-22. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer? So nou stel hy klaar 'n limiet vir Jesus. Hy sê tot 7 keer, is 7 keer nou genoeg? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Want nou kom almal en sê, maar 70 maal 7 keer is 490 keer. So, kom ons by 490 keer, nou ons op om te vergewe? Is dit hoe dit werk? Dis nie die prentjie wat Jesus hier geskep het nie. Onthou, 70 maal 7 keer. Dit beteken 7 maal 7 maal 7 maal 7 maal 7. Nou as ons dan kom tot by 10, eindig ons al klaar oor die 200 miljoen. Sit ons nog so 20 keer by, dan is dit klaar 'n getal wat ons as mens nie meer kan tel nie. So waar eindig ons? Jy bly vergewe. Dit is wat die woord vir ons sê. Nie net 1 keer nie, nie net 2 keer of 7 keer nie. Al sondig daardie persoon hoeveel keer teenoor jou, al maak hy hoeveel keer kwaad, jy moet bly vergewe. Want dis wat die woord vir ons sê. As ons kyk na Lukas 17, vanaf vers 3 tot 4. Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg. En as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teenoor jou sondig, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Presies wat hy gesê het, as jy op jou hart bedoel, om te sê, ek vergewe jou, en dit opreg bedoel, moet die teenoorgestelde mens jou vergewe. Dit het gesê as hy Christen is. Dit het gesê as hy volgens die woord lewe. Ons as Christen moet dit doen. Want dit word van ons verwag. Of word dit verwag? Of sê ons nie net dit nie? Die woord sê vir ons, dis 'n opdrag. Om te vergewe is 'n opdrag. Maar as ons kyk na God, hoe God ons vergewe. Ek weet, Jesus het die man op die kruis vergewe in 'n oogwink, en hy het vergeet daarvan, totaal en al. Dis dalk nou nie soos wat ons ken party mense wat sê, ons vergewe jou, en 'n jaar later is jy weer in dieselfde argument, en sê, ek het jou gesê, jy moet dit nie weer doen nie. Ek grap net. Vrouens onthou baie beter as ons mans, maar dit is in daai geval. So, maar God vergewe en vergeet. Ons staan skuldvry voor God. Ons is geregverdig. In 'n Engelse spreek wat ek gesien het, sê dit baie mooi. We are justified, just as if
I never sinned. Iets wat ek raak gelees het en vasgesteek het by my. Geregverdig is justified. Just as if I never sinned. So dit is weg. By Jesus is dit weg. Hy onthou dit nie, hy vergeet daarvan. Nou die opdrag wat die woord vir ons gee, om te vergewe, lees ons in Matteus 5 vers 23. En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou, dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar, by die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe. So dit beteken wat die woord vir ons gee, as jy weet jou broer of jou suster het teenoor jou iets, en julle lewe in haat teenoor mekaar, of julle is kwaad teenoor mekaar, jou offergawe kom doen jy met 'n goeie hart, nie met 'n hart vol haat nie, nie met 'n hart vol ongesindheid nie. So ons moet vergewe, voordat ons offergawe kan neersit by die altaar. Soos wat ons lees in Markus 11, 24-25. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En wanneer julle staan en bid, as julle iets teenoor iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemel julle ook julle oortredings kan vergewe. Dis 'n bevel. As ons nie gaan vergewe, die persoon wat iets aan ons gedoen het nie, gaan Jesus ons nie vergewe nie. Dis wat die woord vir ons gee. Ons moet vergewe, ons moet vryspreek, sodat ons kan vrygespreek word. Soos onse Vader ons leer, vergewe ons skuldenaars, soos ons skuldenaars vergewe. Ons leer dit van kleintyds af. Doen ons dit? Vergewe ons tog regtig die oortredinge teenoor ons, sodat ons kan vergewe word? Maak nou nie saak of dit ietsie kleins is of ietsie groots is nie. Ons moet vergewe. Want as ons nie vergewe word nie, as ons nie vergewe nie en ons nie vryspreek nie, gaan ons hart vol haat, wrok, seer, bitterheid, ongelukkigheid, daai lys kan net so lank gaan. Ons hart gaan swart word, bitter word. Wil jy elke dag so rondloop? Want hoe langer jy dit los, hoe erger vreet dit jou op. Wrok teenoor iemand kan jouself laat lei tot depressie toe. Dis bewys. As jy wrok teen iemand het, as jy soveel haat in iemand het, kan jy onder depressie gaan. Dit kan jouself siek maak. Wetenskaplik bewys. So, wil jy werklik daar eindig? Wil jy werklik met so hard rondloop en op die ou einde depressie ly, siek word, jou eie lewe so self omkrap as gevolg van jouself? Of gaan ons doen wat die woord vir ons sê? Gaan ons vergewe, soos wat Jesus vergewe het? Gaan ons vergeet, soos wat Jesus vergeet het? Nie om môre te onthou weer nie. Die blaadjie die boek uitskreeu, opvrommel en weggooi. Ons vergeet wat aan ons gedoen is. Ons besef dit is nie maklik nie. Nie vir ons as mens nie. Maar dis hoekom die Heilige Gees binne ons is. God het die Heilige Gees vir ons gegee om ons elke dag te lei. Om ons elke dag te wys wat ons moet doen en hoe ons moet lewe. Wel is dit groot of klein? Want as ons kyk in Matteus 18 is die verhaal vanaf vers 23 wat die koning een van die manne laat kom het wat vir hom ter duisende geskuld het. Ter duisende. 'n groot bedrag.
En hy het voor die koning neergeval en hom gesmeek. Asseblief, ek kan nie die geld betaal nie. Want as jy daai tyd nie betaal het nie, het hulle jou in die tronk gesit. Jou huis is verkoop, jou familielede is verkoop, om geld te kry vir wat jy skuld. En hy het gesmeek, asseblief, ek het my familie lief, ek het my familie nodig. Koning het hom jammer gekry en hom vergewe, sy skuld afgeskryf, op die blaadjie geskryf, uitgeskeur, weggegooi. Sy skuld was vergewe. Maar, waar die probleem inkom, is toe hy buite kom, toe kry hy iemand, wat vir hom 'n paar rand skuld. Net 'n bietjie teenoor sy berg. Toe martel hy die man, om sy bietjie geld terug te kry. Maar hy het vergeet wat nou net gebeur het. Sy hoop, wat weg is agter hom. Maar op die ou net, toe die koning daarvan hoor het hom laat roep, en hom in die tronk gegooi, want dit is sy verdiende loon. So ons moet pas op, om vir iemand te smeek vir vergifnis, oor dalk iets groot, maar ons het hierdie klein dingetjie wat ons in die rug gaan steek, as ons self nie vergewe nie. So ek wil hê ons moet sit waar ons elkeen is, ons hoofde buig en ons oë toemaak. En ek wil hê ons moet dink, soos wat ons sit, die week wat verby is, die dag wat verby is, of die maand wat verby is. Wie het ons te nagekom? Wie moet ons, ek, jy, wie moet ons vergewe? Want onthou, al is dit ietsie kleins, ons moet vryspreek. Ons moet vergewe. So ek wil hê ons moet net 'n oomblik neem, sit, ons hoofde buig, oë toemaak, en net vir 'n oomblik dink, wie is dit wat ons moet vryspreek? Wie is dit wat ons moet vergewe? Net soos wat ons daar sit, ons hou ons oë toe, ons kyk nie. As daar werklik iemand is wat 'n gebed nodig het, net daar waar ons sit, steek net jou hand op. Gebed in die doel van, ek moet iemand vergewe. Ek het hulp nodig om iemand te vergewe. Amen. 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 Vader, ons kom vanmôre voor U, Vader. Ons staan op ons knieë en ons vra U vir vergifnis, Vader. Vir die wat ons teenoor 'n ander gedoen het. Vader, laat ons in ons hart kan kry om ander te kan vergewe, Vader. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Ons wil ons hart kom skoonmaak voor U, God. En laat ons die krag sal hê en die moed sal hê om na daardie persoon toe te gaan en te sê, ek vergewe jou opreg, Vader. En daardie blaadjie kan uitskeur en 'n nuwe begin verder gaan. Vader, want U woord sê vir ons, as ons nie vergewe nie, sal ons nie vergewe word nie. So Vader, eerder en elkeen wat hulle hand opgesteek het, Vader, gaan staan stil by hulle, Vader. Stuur die Heilige Gees om hulle te help, sodat hulle kan vergifnis gee en kan vryspreek, Vader. En daardie las van hulle self kan afhaal. Vader, ons dank U dat ons die geleentheid het om na U toe te kom daarmee. Laat ons kan weet dat U ons sal help daarmee, Vader. En Vader, sodat wanneer ons hierdie nagmaal sal neem vandag, dat ons ook kan weet dat U liggaam en U bloed nie verniet was nie, Vader. Dat U liggaam wat stukkend geslaan is, daar was vir ons. Dat U bloed daar is om ons skoon te was, Vader. Dat U ons vergewe het, Vader, van alles wat ons gedoen het. Vader, ons dank U daarvoor. Dat soos U woord sê, dat ons dit menigte male kan gebruik, Vader, tot U naam. En dat ons kan skoon gewas word, elke liewe keer, Vader.
En sodat ons ook ander mense kan vryspreek en skoon was wat teenoor ons iets gedoen het. Vader, ons vra dit net, ons wil nie maar U wil alleen. Amen. So vir die wat hande opgesteek het, dit vat baie om te besef, om te herken, ek moet iemand vryspreek, ek moet iemand vergewe. Dit vat baie, dit is nie maklik nie, maar onthou wat die woord vir ons sê, ons moet opreg dit doen. Dit help nie ons doen dit net om te sê, ons doen dit nie. Dan gaan dit niks vir ons beteken nie. So kan ek net vra die wat vir ons nagmaal sal bedien, asseblief.